wagter toe God in hom verskyn op die berg Horeb. 'n steen met die brandende doringbos wat nie wou uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doringbos. God sê moenie nader kom, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Ek sê God, die Here God, God van Abraham, Isak, Hallo my liewe mens, baie welkom saam met my en Francis hier by die Braambos en ek wil hê ons moet sommer net gesels, rustig ontspan en gesels oor die woord van God, oor Jesus en ek en jy en ons verhouding. As 'n ou jonk in die bediening is, wil jy net preek van die môre tot die aand en almal wat nog nooit gepreek het nie, wil so graag preek. Partykeer is dit nodig om net stil te sit en te sê, kom ons gesels. Kom ons gesels oor die woord van God. Om te kan gesels oor 'n onderwerp, moet jy weet van die onderwerp. Om te gesels oor iemand wat baie naby in jou hart is, moet jy 'n verhouding hê met daardie persoon. So die vraag is vandag, het ek en jy regtig 'n verhouding met die lewende God, Jahweh? Het ons regtig 'n verhouding? Wat beteken 'n verhouding? Ek dink in vandag se lewe het die woord van God, die Bybel, die kerk, die predikant en ook vir die predikante 'n godsdiens geword, 'n amper vanselfsprekende verhouding. Dit is maar net daar en ek dink aan baie huwelike en baie kinders en baie werk, veral werk waar jy met mense werk soos hospitale en skole, het dit net 'n werk geword en dit vanselfsprekend geword. God is nie meer God nie, hy's nie meer my lewe nie, hy's nie meer my passie nie, hy het eintlik 'n noodlyn geword. In case of an emergency, druk die rooi knoppie, ruk die Bybel uit, bel die predikant. Ek wonder, soos ek is God nog regtig vir my belangrik? Is hy nog my alfa en my omega en is God se wil nog vir my prioriteit? En ek vra die vraag vir myself, maar ek wil hê jy moet die vraag vir jouself vra, wat sê sy woord regtig? Nie wat sê die predikant sê sy woord nie, wat sê my ouma sê sy woord nie, wat sê ek ook groot geword, wat sê God se woord regtig? Ek doen, is ek met die regte pad besig, is ek met die regte God besig, het God 'n godsdiens geword, of is dit 'n lewende God? Dit vir mense maklik om 'n opinie te gee, dis maklik om op te gee op God, want daar's soveel invloede. Die Engels het 'n mooi uitdrukking, hulle sê noise, geraas, wat sê, dis net 'n boek, wat sê, dit bestaan nie regtig nie, en wetenskap sê dit, en glo jou kinders nog in 'n lewende God? Ek wil vir jou iets lees, 2 Korintiërs 13:13. 2 Korintiërs 13:13 is iets wat ons almal ken, ons almal weet. En nou, geloof, hoop
en liefde. Bly hierdie 3, en die grootste hiervan is die liefde. Geloof, hoop en liefde. So voor ons gaan gesels rondom die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Voor ons enigstens gaan sien daaroor, moet ons eers besluit oor myself. Ek wil graag oor jou besluit, maar ek kan nie. Ek wil graag oor Francis besluit, maar ek kan nie. Ek wil graag oor my kinders besluit, maar ek kan nie, of my skoonma. Ek kan nie. Elkeen moet vir homself besluit. Hoe hanteer jy die woord geloof? Wat beteken geloof vir jou? Glo jy regtig nog in God die Vader? Moenie ja sê oor dit die regte antwoord is nie. Moenie jouself om die bos lei nie. Glo jy regtig nog in God die Vader? En die volgende vraag wat ons moet antwoord vir onsself is, wat glo jy van God die Vader? Wat glo jy van die Bybel? Wat glo jy werklik? Wat maak jy met jou geloof? Jy het nou hierdie enorme geloof. Jy sê, ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde. Dit klink mooi, dit klink slim, dit klink indrukwekkend. Glo jy regtig? Glo jy onvoorwaardelik? Glo jy regtig hierdie Bybel wat hier lê, is die geskrewe woord van 'n lewende God, of het hierdie 'n boek geword met stof op? 'n Boek wat jy lees as and when, wanneer jy tyd het of lus het, dan probeer jy dit so kort as moontlik hou, of asem jy die woord in? Glo jy regtig dat jy nie angstig word nie? As jy regtig glo, ek het geloof in God, so ek hoef nie bang te wees nie. Ek hoef nie bang te wees vir die dood nie, ek hoef nie bang te wees om vermoor te word nie, ek hoef nie bang te wees om te sterf nie, ek hoef nie bang te wees dat ek ongehoorsaam is nie, want ek glo, ek het geloof in God en in myself. Hoop. Wat is hoop? Daar's 'n ou wat 'n mooi lied skryf, ek kan nou nie vinnig op sy naam kom, hy het so mooi groot bos baard, ek probeer nou vinnig op sy naam kom en nou kan ek nie. Hy sê, geloof, wat is geloof? Geloof is om te glo in die goed wat jy nie kan sien nie, sê die woord. Geloof is, ek glo in die goed wat ek nie kan sien nie. Waar lê jou geloof? Ek moet oor myself worry. Ben, waar lê jou geloof? Lê jou geloof nog in God die Vader, Jesus Christus en die krag en die werking van die Heilige Gees? Wat glo jy regtig? Glo jy regtig woord vir woord wat die Bybel, die geskrewe woord van God sê? Glo jy regtig elke woord wat hier staan? Glo jy regtig wat jy lees? Glo jy regtig dis Jesus wat hier praat en hy sê so? Of glo jy so as and when, so touch and go? Wat maak jy met hierdie geloof? As jy nou vir my sê, Ben, ek het geloof, ek het onvoorwaardelike geloof, dan vra God vandag vir my en jou, wat maak jy met jou geloof? Jy het nou hierdie verskriklike geloof in God die Vader, sy Seun Jesus Christus. Jy het hierdie ongelooflike geloof in jou kerk, in jou predikant. Jy het ongelooflike geloof in die Bybel. Wat maak jy met dit? Hoe gebruik jy dit? Hoe wend jy dit aan? Glo jy die Bybel is die geskrewe woord van God? Glo jy regtig alles wat in hierdie woord staan? Nou eek my oë. Glo jy regtig alles wat in hierdie woord staan? Onvoorwaardelik, opreg,
Ek glo. Ek het hoop. Ek het vertroue. Is jou hoop nog genoeg om jou in die lewe te hou? Is jou hoop nog groot genoeg om jou te laat leef? Is jou hoop nog groot genoeg om nie angstig rond te kyk nie? Ek dink ons moet bietjie dink oor hierdie goed. En die laaste is die liefde. Ek gaan nou bietjie uitwy op hierdie goed. Ek het hulle hier neergespen, laat ek hulle nie omdraai en vergeet nie. Die liefde. Daar's 'n verskil tussen menslike liefde en goddelike liefde. Daar's 'n verskil tussen bekeer en wedergebore. Daar's 'n verskil tussen die grootste gebod. As ek hom leef en ek glo hom, of ek is 'n godsdiensgees. As jy geloof het, dan hou jy vas aan 'n lewende God. Jy gee nie om wat sê die wêreld nie, jy gee nie om wat sê mense nie, jy gee nie om wat sê vriende nie, wat sê familie nie. As jy regtig glo in die woord van God en wat hier staan die waarheid is jy nie veronderstel om op te staan vir wat jy glo nie. Ons het Angola toe gegaan en oorlog gemaak en mense het vir ons gelag en mense het gesê ons is belaglik en mense sê vandag nog, wat het dit julle gebaat? Dit het ons gebaat want ons het gestaan en geval by wat ons glo reg was. Is jy bereid om so in God te glo, dat jy sal opstaan vir wat reg is, wat die woord van God, glo jy nog, die woord van God is onvoorwaardelik reg en waar? Wanneer gaan jy opstaan en dit vir die wêreld sê? Wanneer gaan jy dit opstaan en vir jou kinders leer? Wanneer gaan jy dit opstaan en vir jou geliefde, jou lewensmaat sê? En sê, kom, gee my jou hand, gee my jou hart, ons gaan 'n pad loop, want ek glo onvoorwaardelik God leef. Ek glo onvoorwaardelik Jesus het opgestaan uit die dood. Ek glo onvoorwaardelik dat Jesus kom weer op die wolke om ons te kom haal. Wat se hoop het jy? Vervalste, ongelowige hoop, of het jy hoop van eendag wat God gaan op die wolke verskyn, hoop dat alles met ons sal goed gaan, hoop dat jy nie hel toe sal gaan nie, want jou geloof is groot genoeg, jou gehoorsaamheid is groot genoeg, hoop jy regtig dat jy nie meer nodig het om bang te wees nie. Die liefde het twee groot mikpunte, twee groot 'n gebod wat Jesus gesê het. Hy sê met die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand. Het jy God regtig lief met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand? Pas op, moenie net ja sê nie, dink daaroor. Ek het God lief met my hele hart, my hele siel, my hele verstand. Wat beteken dit? Dit beteken ek het hom so lief dat ek sal doen wat hy vra. As Francis nou by daai deur inkom en sy sê, vat my asseblief multiple roomys gaan koop. Al is ek hoe min lus, dan staan ek op, want ek het so lief vir haar, dat ek enigiets sal doen om haar gelukkig te maak. Hoeveel te meer, as God vir my sê, bekeer jou, laat jou doop, laat jou wees gehoorsaam aan my woord, word gevul met die Heilige Gees, streef na heiligmaak. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jou naaste soos jouself. Jou naaste soos jouself. Hoe lief is jy regtig vir jou naaste? Ek is baie lank in 'n gemeente. Vol gelowiges, vol kinders wat sing, we all going to heaven. En week vir week sien ek hulle mekaar vertrap, beskinder, belieg, besteel,
Laat as ek na 'n motorhandelaar toe gaan, dan sê hy vir my, pastoor, as 'n ou een kom, hy sê hy's 'n Christen, dan jag hom uit, ek doen nie besigheid met hom nie, want hy lieg. Wat het van my geloof geword? Wat het van my hoop geword? Wat het van my liefde geword? Wat het van my gehoorsaamheid aan God en sy woord geword? Dit het tyd geword en daarmee gaan ek afsluit. My liewe mens, dit het tyd geword dat ek en jy en almal wat ons ken tot bekering kom en ons begin geloof, hoop en liefde leef, praat, vertel, oordra, hierdie boodskap aangestuur word na almal, ook die wat nie van my hou nie. Here Jesus, ek bid, ek smeek, ek kyk op met 'n verwagting dat mense wat na hierdie boodskap luister, wat vandag of oor 100 jaar is, of dit op 'n TV is of op 'n telefoon is, dat mense sal besef, ons moet ophou godsdienstig wees en ons moet geloof, hoop en liefde wees vir Jesus Christus. In Jesus naam. Amen. Praat met my. My telefoonnommer is 072 577 1196. Baie dankie vir elke gebed. Baie dankie vir elke bydra. Baie dankie vir elke WhatsApp. Baie liefde, Ben en Francis Loubser. Ons is by Jesus is Liggemeente in Eastvale. Pastoor Roan Marie in Springs. Ek sien uit om van jou te hoor. Amen.